Dit is so lekker om uit die hart en in die hart lekker saam te kan sing en die eer aan die Here te kan gee. Ons is dankbaar vir al hierdie besonderse en lieflike itemme wat vir ons berei is en wat so uit die hart van mense gesing word tot eer van ons groote God. Ek wil met u praat oor 'n spesifieke onderwerp wat vir my so besonder skoppel aan ons konferensie se tema, wat dan ook sê, open sy oë, Here. Die tema van my boodskap is, as jou oë werklik oopgaan, as ons werklik by die plekkie kom, om te sien wat werklik gesien moet word, dan verander die omstandighede, ons uitgangspunte, en ons uitkyk op die lewe in totaliteit. Ek gaan vra dat u saam met my sal volg en sal lees in die woord van die Here in Handelinge hoofstuk 9 vers 3. Baie bekende verhaal. Die verhaal van Paulus op die Damaskuspad. En ek gaan slegs 'n paar verse vir u lees en dan wil ek ook met u so 'n bietjie praat oor een van die ander helde in die Bybel wat ook op 'n plek gestaan het waar hy met 'n ander oog gekyk het na die lewe om hom. Handelinge 9 vers 3, en toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal aan jou gesê word wat jy moet doen. Ek wil net vir 'n oomblik hier stil staan. Die oomblik toe Jesus met hom praat, onmiddellik toe erken hy en 'n vrees oorval hom. En die eerste vraag wat hy vra is daarna, Here, wat wil u hê moet ek doen? Onthou dit net vir 'n oomblik. Vers 7 gaan ons verder, hy sê, en die manne wat saam met hom op die pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus op van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus gebring. En 3 dae lank het hy niks gesien en niks geëet of gedrink nie. Om te verstaan waar hierdie verhaal vandaan kom, wil ek net gou in kort in Handelinge 8 vir u, die eerste 3 verse, net in kort behandel. Paulus, of hier bekend as Saul of Saulus, het die moord op Stefanus goedgekeur. En direk daarna sê die woord van die Here, het groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en hulle was absoluut verstrooi. Hulle was uitmekaar gedrywe, behalwe vir die apostels. En ons vind in vers 3 van Handelinge 8, Saulus het die gemeente verwoes, en in die huise gegaan, en manne en vroue uitgesleep, en aan die gevangenes oorgelewer. Maar tog vind ons, dat die groot genade van God, vir Paulus opgeteken was in die woord van die Here, toe die Here hom op die pad na Damaskus ontmoet, toe hy werklik daar ontdek wie Jesus was, toe sy geestesoog, as ek dit so kan sê, geopen word, en hy ontdek wie Jesus werklik is, toe word hy van die persoon wat vervolg het, toe word hy 'n vervolgde. Van iemand wat moord geblaas het en dood uitgespreek het, verander in 'n oomblik, en hy staan stil, en hy ontdek, toe hy die vraag aan Jesus vra, wat wil u hê moet ek doen?
Ons leer dan as ons bietjie verder in die woord van die Here indelf en ons ontdek daar dat Paulus was dan 'n magtige sendeling in die werk van die Here. Groot werk vir die Here gedoen. Een van die grootste kerkplanters van sy tyd het hy geword. Iemand wat die grootste verdrukking en vervolging deurgegaan het. Sien toe hy Jesus ontmoet en hy daar in 'n oomblik vir 3 dae lank in fisiese blindheid was, het daar ook iets plaasgevind, is dat sy geestesoog was geopen. Ek wil sê, soos wat Charmaine hulle dit gesing het, die oë van sy hart het oopgegaan. En uit 'n ander oogpunt uit, het hy die lewe begin benader. Ons lees dat toe Ananias uiteindelik by hom uitkom, toe sê hy vir hom, broeder, daar was geen haatspraak meer gewees nie. Sy haat het verander in broederliefde. Sy venynigheid, sy vervolgingswaansin het geword dit van 'n ware diensknegt van God wat uitgeroep het en gevra het, Here, wat wil U hê moet ek doen? Ek wil ook so klein bietjie net voordat ons verder gaan stilstaan by die verhaal van die alom bekende kragman in die Bybel, Samson. In Rigters 16 vers 20 vind ons Samson op 'n baie swak en slegte plek in sy lewe, toe hy die skatkamers van sy hart gedeel het aan Delila en sy hom verraai het en hulle al sy hare afgesny het, sê die woord van die Here in Rigters 16:20, toe die Filistyne weer opdag en Delila vir hom uitskree, die Filistyne is op jou, het Samson wakker geword en hy sê die woord sê, hy het in sy slaap wakker geword en hy sê, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk. Die tragiese deel van hierdie verhaal vind ons dan dat God het in 'n oomblik van Samson gewyk. U sien Samson wat hierdie kragtige dade onder die hand van die Here gedoen het, het op 'n plekkie gekom waar hy opgestaan het en gesê het, hierdie keer sal ek maar weer soos ander kere net opstaan en ek sal uitbreek en ek sal weer doen wat ek altyd gedoen het. En ek wil u vandag so bietjie aanmoedig deur te sê, moenie dink dat u vermoëns u kan verlos nie. U sien, as God nie in die vermoëns is nie, dan gaan ons nie verlossing kry nie. Maar u sien, hier het Samson se visie verander, want sy fokus het van God gedraai na homself. En vir 'n oomblik toe vind hy, toe hy in homself staan, en hy nie met die regte oë mee kyk nie, toe verloor hy sy sig. In sy geval, anderster as Paulus sin, het hy dit permanent verloor. Jy sien, as ons geestesoë gesluit word, en ons met ons eie oë begin kyk, dan sien ons nie meer reg nie, ons praat nie meer reg nie, ons tree ook dan nie meer reg op, en ons lyk ook nie meer geestelik, soos wat ons moet lyk nie. In baie gevalle vind ons dan op daardie oomblikie, dat die balansstate van ons lewens, dit klop net nie meer nie. Dinge werk net nie meer vir ons uit, soos wat dit uitgewerk het nie. In 'n oomblik het Samson agtergekom, dat glad nie wat ek aan gewoond is, dit wat vir my altyd gewerk het, werk skielik nie meer vir my nie. Maar jy sien, daar was 'n oomblik, daar was tye toe Samson werklik geweet het waar sy krag en sy sterkte vandaan kom, maar die oomblik toe hy sy skatte van sy hartskamer oopmaak, en hy deel sy skatte met die mensdom en met die omgewing om hom, toe vind hy uit dat God het van hom gewyk, en hy kom agter, hy sien nie meer met sy geestesoog nie, hy sien nie meer met die oog waarvoor hy eintlik geroep is om te sien nie. En ek wil elke kind van die Here, elke salwingdraer, elke Heilige Gees vervulde, geseënde man en vrou van God sê, die tyd het aangebreek in die wêreld waarin ons lewe, dat ons nie meer met die oë van die mens gaan kyk
nie, want wanneer ek dit sien, dan sien ek wat voor oë is. Wanneer ek deur die menslike oog kyk, dan sien ek syfers, ek sien statistieke en ek meet die bestaansreg van my lewe aan statistieke en syfers, maar ek wil tog vir u aanraai, moenie hierna kyk nie, want dit sit jy op 'n plekkie waar jy as mens begin besluit, ek gaan dit doen en ek gaan dat doen om uit hierdie situasie te kom, totaal en al volgens die woord van God 'n verkeerde beginsel. Kom ons lees dit gou in Romeine 16. Wat het hier gebeur? Net so 'n bietjie verder in vers 28, nadat Samson sy oë verloor het, vind ons die woord van die Here. Hulle het hom in 'n meule gesit en het elke dag uit pas soos 'n dier in die rondte gelope en uit meel gemaal. Dit was sy taak gewees. Sistematies het sy hare na hom toe teruggekeer, sy krag het na hom teruggekeer, maar tog vind ons dat hierdie keer, alhoewel hy gevoel het en geweet het dat sy hare weer daar was, alhoewel hy geweet het dat sy krag en sy sterkte is terug, toe vind ons iemand wat 'n ander uitkyk op die lewe het, want in vers 28 kom hy uit en hy roep en hy sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my 2 oë op die Filistyne kan breek. In vers 30, die laaste gedeelte vind ons, so was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy hele lewe gedood het. U sien, sy oorwinning het drasties verander. Sy krag, sy sterkte het drasties verander. Hy het die fisiese bewys gehad dat sy krag het herstel. Sy hare was weer lank, maar daar was een faktor wat hy nie in gedagte gehou het toe hy met sy kop in die skoot van Delila gelê het nie, en dit was die oog van sy hart het nie meer reg gekyk nie, maar terwyl dat hy in blindheid die res van sy paar dae op die aarde moes deurbring en hy ervaar het sy krag het herstel, het hy vir 'n oomblik besef dat ek kan nie meer kyk soos wat ek gekyk het nie, en sy krag afkomstig van die Here, hy het geweet dat hy is so afhanklik in daardie oomblikke. Ek wil vir u sê, die man en die vrou wat vandag sy volle afhanklikheid van God besef, is die man en die vrou wat met 'n geestesoog kyk en nie meer met die oog van 'n mens nie. Ek wil Suid-Afrika aanraai, ek wil die kerk van die Here aanraai, ek wil elke kind van God aanraai. Kom ons kyk met die oog van God en nie die oog van 'n mens nie. Kyk na jou omstandighede, nie met die oë van wat die bankbestuurder en wat die finansiële adviseurs van die land sê nie. Moenie kyk na die politieke analiste nie en luister wat hulle sê nie. Luister so 'n bietjie weer na die stem van God en open jou oë wanneer die stem van die Here met elke man en elke vrou van ons praat. Ek leer so 'n paar dingetjies uit die verhaal van Samson en ek wil dit graag by u nalaat. As ek met geestelike geopende oë loop, dan vind ek uit dat ek as mens beperkte vermoëns het. En my aanvulling kom van die Here. My visie en my toekomsplanne, kom ek agter, is baie onduidelik as ek deur geestesoë kyk. Wanneer ek deur geestelike oë en deur die oë van my hart kyk, dan kom ek agter, wanneer ek by die doodloopstrate in my lewe kom, watter rigting ek moet neem. Wanneer ek deur die geestesoog kyk, dan kyk ek na my verhouding in my huwelik, sowel as met ander mense om my, wat begin verbrokkel het. Maar jy sien, as ek met die oë van 'n mens kyk, dan sien ek nooit die skade wat ek aanrig nie. Ek wil vandag elkeen aanmoedig, en vir jou sê, moenie op 'n plekkie in jou lewe kom staan, waar jy dink, jy is kragtig genoeg om net nog 'n oorwinning te behaal. Moenie staat maak op jou eie intellek en jou eie vermoëns nie. Dit gaan jou in die steek laat. Draai jou oog na God en fokus met jou hele lewe terug op die Here, want dit is waar die antwoord lê. Dis nie my vermoë nie. Ek het sekere vermoëns, ek het sekere talente, en ek besef daar by elke persoon in eie reg is daar 'n mate van dinamika, maar wanneer ons dinamika groter word, is ons afhanklik
werklikheid van die dinamiese God wat ons dien, dan vervaak ons blind in gees en ons sig in die vlees word versterk. Maar die oomblikke wat ek terugdraai en my dinamika in die hand van God sit en ek vra die Here om my te inspireer, dan verander my sig en ek kyk met 'n ander oogpunt na die lewe. My fokus verander van die tydelike na die ewige toe. My fokus verander van my eie tydelike bestaan en my eie welliste en my sielsaligheid word vir my van groter belang. Dis wanneer my geestelike oë geopen word. Ek wil vandag vir u sê, moontlik voel u, maar wat wil die prediker vandag vir my sê? Ek wil vir jou sê, vriende, as ek die oë van Gert Schoeman na Suid-Afrika kyk, dan sê ek vir u, daar is nie hoop nie. Maar as ek die oë van 'n lewende God kyk, dan sê ek vir u, daar's 'n ewige hoop, nie net vir die land nie, maar ook vir Suid-Afrika in sy geheel, in elke faset, in elke gebied. Vir die wêreld is daar hoop. Ek wil vir u sê, daar's hoop vir die sterweling, daar's hoop vir die sondaar, daar's hoop vir die satanis, daar is hoop vir die verslaafde vanaand, wat in die greep van die lewe sit, maar dit is as ek die oë van my God na omstandighede kyk, as ek my oë van my hart so bietjie oopmaak, om te sien wat werklik kan gebeur. Ons vind Paulus se omstandighede was regtig maar krities, 3 dae, blind, 'n man wat eens gesond was, wat die sig gehad het om alles te kan doen. Maar ek wil vir u sê, in daardie 3 dae van die oomblik wat God hom ontmoet het, totdat Ananias by hom uitgekom het en die skille van sy oë afgeval het, het God sy hartsoë geopen en Paulus het dit toegelaat. Ons vind dit uit toe hy praat met die Romeine in Romeine 11:36, wat hy gesê het, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Ek wil vir jou vandag sê, kind van die Here, jy's nie gered vir jou eie gedagtes en jou eie idees nie. Jy's gered juis sodat God jou op die plek kan plaas, sodat hy jou kan inspireer, sodat hy jou kan gebruik wat hy jou voorgeroep het. Jy sien, as my geestesoë geopen word, soos 'n Paulus van ouds, dan kom ek by 'n plek wat ek verstaan wie ek moet wees. Ek verstaan wat ek moet wees. Ek verstaan ook waar ek moet wees en waar ek gesetel moet wees, waar ek in my verhoudings moet staan. Ek verstaan ook presies wat ek moet doen, want ek is uit hom, deur hom en tot hom geskape. Hy skryf dit ook aan die Kolossense en ek wil dit ook net graag vir u lees in Kolossense 1:16, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Watter goddelike waarheid. As hy dan die meester van alles is, dan verstaan hy. Hy sê van trone, van heerskappye, van owerhede, selfs die magte wat ons mee stry, alles is in en deur hom geskape. Hy is voor alle dinge gewees. Maar dan sê hy, in hom hou alle dinge stand. Weet jy hoekom is dit so belangrik? Verstaan jy nou hoekom is dit so belangrik dat ons geestesoë sal open en nie met ons eie oogies na omstandighede gaan kyk nie. Jy sien, my oë kan my laat struikel. Dawid, een van die kragtigste godsmanne, konings in die Bybel, het bloot omdat hy net een dag nie op die plekkie was waar hy moes wees nie, op 'n plek gaan staan en 'n ander vrou gesien en sy het vir hom meer aantrekliker geword as sy hele koningskap, deur die genade van die Here, op 'n spesifieke plekkie, toe die ou profeet by hom kom en vir hom sê, wat het jy nou gedoen? En ons vind hy bely en sy woorde was, Here, neem u gees van my nie weg nie. Jy sien, hy het verstaan, dat as hy nie deur die gees van God gaan kyk,
As hy nie deur sy geestesoë mee kan sien nie, gaan die oorwinnings vir hom daar nie meer wees nie. Ek wil U aanraai. As die Here weet waarvoor ek geskape is, as die Here weet waaroor alles in die wêreld gaan en as hy bo oor al die owerhede, bo oor al die heerskappye, as alles onder sy hand is, wie weet beter dan hy? Ek wil vir U sê polities kan ons baie dinge uitspreek. Ek sal eerder verkies om te sê ek is in God en God in my. Ek sal eerder wil sê en sê ek is hier om God te verheerlik en ek wil volgens sy wil lewe. Ek wil volgens sy wil wandel. Jakobus kom in Jakobus 1 vers 18. Luister wat gebeur as my hartsdeure oopmaak en wat word voortgebring. Hy sê volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsel kan wees. As ons volgens God se wil voortgebring is, kom ons leer om deur God se oë na alle dinge om ons te kyk, van heerskappye tot by die jongste suigeling wat vandag gebore is. Kom ons kyk daarna. Ek sluit af by die kruis van Christus het ons almal ons sig gekry. Die ou liedjie sê, at the cross when I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there, by faith, I received my sight. Kyk so 'n bietjie anderster. Kyk so 'n bietjie anderster vandag. Menslike laste en beplannings is nie 'n deel van my lewe as my oog reg ingestel is nie. My waardes verander van tydelike dinge na ewigheid. En van ewigheid na ewigheid wil ek God loof en ek wil God prys. Ek wil U aanmoedig vandag met hierdie besonderse boodskap. Ek wil U aanmoedig deur vir U te sê vandag, hoe langer ons met die vleeslike oog gaan kyk, hoe meer depressief, hoe meer beklaanswaardig, hoe meer bedrukt gaan ons raak, hoe meer benoud gaan ons raak in die jare en in tye wat kom. Maar ek wil vir U sê, die man en die vrou wat soos 'n Samson liewester sy oë heeltemal verloor en sê, Vader, gee my nuwe sig in die ewige heerlikheid van die Here, is die man en die vrou wat besig is met ewigheidswaardes en nie die tydelike welleste van ons samelewing nie. Sy oog gefokus op die regte dinge, op die regte plek. Ek wil vir U sê, iemand wat sy oog op God gefestig is en wat sy geestesoog geopen is die een wat die oorwinning in elke situasie kan raak sien. U sien, as ek vleeslik in 'n omstandigheid staan, dan sien ek nie die oplossing nie. Maar met my geestesoog kan ek die oplossings, die een na die ander, geniet. Ek wil U aanmoedig. Laat die Here die oë van U harte open. Laat die Here U blydskap vir U verander. U uitkomste vir U verander. Maar open U oë. Die Here seën sy woord aan die harte. Ek vra dat U saam met my 'n gebed sal doen. Vader, ek dank U. In 'n oomblik, in 'n tyd soos hierdie in die land Suid-Afrika en oor die wêreld heen, sien ons statistieke bepaal ons toekoms. Syfers, krankheid, siektes bepaal ons toekoms. Maar Here, in die oog van God se heerlikheid en met die oog wat deur God geïnspireer word, met my geestes gedagtes, met my geestesoë sien ek oorwinning op oorwinning. Daarom bid ek nou, Here, open die oë van elke hart. Open die geestesoë van elke man, elke vrou, elke kind van die Here. Vader, sodat ons nie sal om ons kyk en 'n oplossing soek in die tydelike nie, maar weet dat elke oplossing wat gaan kom, gekoppel gaan wees aan ewigheidswaarde in Jesus naam. Amen. Die Here seën U, versterk U, bewaar U, open die oog,
sodat u die nuwe rigting kan sien wat God vir u daar gestel het. Totsiens.